Dankie. Dankie vir liefde. Thank you for your kindness. Thank you for your love. Thank you for your embracement. What an amazing God we serve. What a wonderful God we have. Amen. Sjoe, dankie Vian en voorsangspan, elkeen van julle jong mense daar op die klank wat ons help. Loof die Here, dit is so lekker as 'n mens so 'n atmosfeer van God se teenwoordigheid. He came to set the captives free. Amen. Glo jy dit? Loof die Here. Nou, ons is nog so 'n bietjie vir 'n paar weke dalk besig met altare en al die dinge wat daar gebeur. Maar ek wil vanmôre vir u begin deur 'n stelling te maak om te sê wat by 'n altaar gebeur is lewensveranderend belangrik. En wat vanmôre by 'n altaar gebeur, het nog steeds ewigheidswaarde. By die altaar kom kniel jy met trane, maar jy maai met vreugde 'n ewige lewe. Die tweede ding wat jy vanmôre moet hoor, is by 'n altaar is daar altyd 'n transaksie. God is 'n transaksionele God. Hy sê, kom na my toe. En die transaksie van my toe sê, jy gaan lewe. Jy gaan gesond word. Hy sê, bring jou hartseer. Ek gee vir jou vreugde. Hy sê, bring en verklaar jou siekte in my sorg. Because I am the God that healeth thee. But he also said that by the stripes of Jesus, you shall be healed. He's a transactional God, but it happens at an altar. Dit gebeur by 'n altaar. As jy die altaar mis jy die transaksie. Baie mense dink, dis maar net om by 'n altaar, en dis hoekom baie keer in die Rooms-Katolieke kerke en hierdie ander kerke wat altare baie vertoon voor en klem lê daarop, mis hulle dit. Want jy bring net jou sonde. Maar die boodskap is nie dat daar 'n transaksie is. Môre bring jy weer jou sonde. Oor 'n week bring jy weer jou sonde om te confess. En weer. En dis die wet. Dis die Ou Testament. Want daar het hulle elke nou en dan, elke week, elke maand, een keer 'n jaar geoffer. But they've never changed. Hulle het die offer betaal en dan het hulle net weer aangegaan soos altyd. Hier is iets baie interessant. Ons het baie mense wat deesdae die Sabbat hou en wil hou, nie in ons gemeente nie, gelukkig.
Want ons sal die waarheid ken en die waarheid gaan ons vry maak. En die waarheid het onder ons kom woon en die waarheid se naam is Jesus. Maar is baie interessant dat die laaste ding wat die hoof van die huis by die Sabbat doen, is wanneer hy nou, en ek gaan nie daaroor preek, hy was sy hande mos in water dan op die einde, om homself te verontskuldig, en dan sê hy, nou sluit ons die Sabbat af. Hiermee skei ons hierdie dag van die res van die week. Hoekom? Want volgende Sabbat is ons weer terug net waar ons nou was. En as hy Jode daar uitstap, dan is hy hele week geskoei, hoe hy geld uit jou uit gaan kry. Regmatig of onregmatig. En Sabbat kom hy terug en hy sê, o Here, sorry. Ek gaan nou nie dit en dat nie, maar as hy Sabbat is die sonnetjie sak, dan is ons terug in die ou dinge. Die altaar sê die ou dinge het verbygegaan. Behold, the old things have passed away. I make all things new. Ek maak alles nuut. En nou kan ek of in die ou, 'n bietjie nuut, of by die altaar kom en sê, die ou dinge het verbygegaan, van nou af, elke dag met Jesus, is in 'n nuwe nuutheid van sy heerlikheid. Nou goed, nou iets wat die kerk, of baie van die predikers of wat jou nie wil vertel nie, gaan ek een of ander tyd by uitkom, ons gaan terugkom na 1 Korintiërs 9 toe, en jy kan nie hierdie goed skei nie, want dit het ewigheidswaarde, of dit nou geld is, pastoor, mens praat nie van geld in die kerk nie. Nee, dis hoekom daar casinos is, nee. Dis hoekom daar lotto is. Want almal soek nog geld. Jy moet dit net nie by die kerk soek. Jy moet net nie by die kerk praat. Het is baie interessant, as jy vanmiddag by die huis kom, gaan lees so 'n bietjie 1 Korintiërs 9:12, waar hy sê, dat die geld gereinig word as dit in die tempel kom. Die goud. Geheilig word, is die woord. Geheilig word. En wat maak die duiwel? Hy sorg dat die kerke net arm is. Het julle al gehoor? Hulle praat in Afrikaans, hulle sê jy so arm soos hy? Mag die Here gee dat die meise wat in hierdie gebou bly, vrek van obesiteit, cholesterol, as jy kom moet hy daar sit en hy moet vir jou vra, dra my net buite toe, ek kan nie meer nie. Want die seun van die Here maak ryk. En selfs net die krummels wat val, moet maak dat daai rot nie kan loop nie. Here seën hulle. En dan bid ons ook vir die diere. 1 Korintiërs 9:13 kom hierdie woorde, en nou moet u dit mooi lees in konteks. En Paulus skryf dit, Paulus, wat toe Jesus hierdie goed geleer het, nog Saulus was. Maar hy was by 'n altaar op die pad van Damaskus, waar alles verander het, skille het afgeval. Kom ons begin voor, hy het van die perd of donkie afgeval. Big disgrace. Hierdie groot naam val af. Weet jy wat, daar kom 'n plek waar jy minder word, sodat hy meer kan word. En toe hy dit toelaat, sê bietjie toelaat, toe hy dit toelaat, ek het deur 2-3 maande waar ek goed gefight het, want dit was nie vir my reg nie.
En toe ek dit toelaat, al is dit onreg, toe bewys die Here my weer hoe getrou hy is eintlik. As ek terugstaan. Ek het die volste reg om te gaan fight. Maar as ek dit los en ek lê op die vloer, dan gaan die skille van my oë af. En ek verander in plaas van Saulus, word ek Paulus. Maar nou skryf hierdie Paulus in 1 Korintiërs 9:13 hierdie vers. Ek gaan net daai een versie lees. Dis en ek is bereid, ons kan die hele konteks lees as jy sê ek moet nie buite konteks spreek nie. Ek spaar jou 'n paar minute tyd, want as ek by vers 1 begin, gaan ons vanaand 6 uur nog hier sit. Nou sê hy, weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, ewigheidswaarde, dinge wat by die altaar gebeur, dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie. Is dit nie oulik nie? Is dit nie wonderlik? Hoe meer ek met die ewigheidswaarde dinge werk, hoe meer eet ek uit dit. Bread of heaven feeds me till I want no more. En dan as ek môre terug en ek soek nog. Jy sien, die kerk moenie net 'n plek wees waar ons die vlees entertain en die tydelike goed hanteer nie, maar dit moet 'n plek wees waar daar verandering kom, sodat ons, julle en ek, met die heilige dinge werk. In konteks wys hy nou na die priesters wat op die altare geoffer het en die en daai, maar Jesus het gekom sodat ek en jy kan wees wat? Priesters, konings, sodat jy met heilige dinge mag werk. Dis jou plek. Jy mag met heilige dinge werk. En hoe meer ek jou kan kry om die heilige dinge te werk, hoe meer gaan jy daarvan eet. Vir wat? Vir jou gees. Jy gaan nog 'n aardappel en 'n pampoen hierso moet eet. Maar geestelik gaan jy ander goed begin eet. As net 'n oomblikse oordenking en 'n dit en 'n dat. Dis snacks. Dis snacks. Dis net lekker. Ek het gistermiddag op 'n kol opgestaan en toe begin ek 'n broodjie maak en dan raak wel maar oë en die kinders hoor, hulle sê hoe wat nou, wat dit nou. Maar dis 'n snack, dis nie my ete nie. Dis 'n snack vir my. En ons het nou gevas het, jy het vinnig agtergekom hoe mis jy jou snacks, nê? Nou stap jy verby die yskas en jy dink nie eers aan die Marmite of die dit of dat nie, maar toe jy gevas het, toe onthou jy jouself, hier's 'n paar lekker goed in hierdie kas, hoor. Terwyl ek vas het, elke aand as ek die yskas oopmaak, dan lê daar 'n Milky Bar. En ek moes hom bestraf en ek moes my hande in my sakke druk en ek moes vir Welma sê, doen jy die yskas? En nou gister staan ek daar en ek kyk, hierdie Milky Bar, hy gaan een of ander tyd moet weggegooi word, hy lê al maande hier. Hoekom? Want ek eet nou anders. Die kerk moet weer anders eet. Nie 'n snackbar nie. He's preparing a table. Hy berei die tafel voor my teenoor my teenstanders. Hulle eet anders. En nou, en die wat by die altaar besig is, halleluja, met die altaar deel nie. Hy is 'n vraag, hy sê, as hulle dan heilige goed hanteer en hulle eet daarvan, en nou begin ons en ons raak betrokke met 'n altaar in my lewe, gaan ek nie ook eet wat daarop is, of was nie, of wat daar voorkom nie, wat het ek nou gesê, het gaan nie oor die fisiese wat daar nie, het gaan oor die geesdimensie nou. Wat sê hy? In die Ou Testament was die altare bitter belangrik in 'n verhouding tussen God en mense.
Dit was verskriklik belangrik. Dit is hoekom die meeste groot altare vandag nog behoue is, kultuurhistories in Israel. Jy kan vandag nog daai altaar gaan sien bo op Karmel. Jy kan vandag nog die altaar sien wat Joshua gebou het. Daar is altare wat behoue gebly het, want as mense daar gekom het, dan het hulle onthou van die verhouding tussen God en Joshua. Hulle onthou van die altaar wat gebou was bo op Karmel. Want die altaar, as ek by die altaar werk, eet ek daarvan. Terwyl Joshua daai altaar bou, kry hy die beloofde land. Hy het nie teruggekry nie, hy het vorentoe gekry. Hy het die wildernis gelos vir 'n land wat oorloop van melk en honing. Daar waar Dawid die altaar begin bou het, op pad na die dorsvloer van Aronia, daai altaar is daar, en ek het dit vir u nou gewys, toe hulle eers begin aangaan, en Dawid sien, maar hier kom die heerlikheid van die Here, het hulle 6 tree geloop en nog 'n altaar gebou, 6 tree geloop en nog 'n altaar gebou, en elke keer as hulle 'n altaar bou, het daar 'n klomp hout gebrand, en een of ander bees was geoffer. Tussen waar hulle die altaar opgelaai het in die huis van Obed-Edom, tot waar hy in die tabernakel, in die stad van Dawid was, elke 6 tree. Nou vra ek jou, wat het gebeur, terwyl hulle daai offer bring, om dankie te sê vir teenwoordigheid, wat het hulle geëet? Hulle het die teenwoordigheid van die Here geëet, teen die tyd wat daai ark en daai verbondsark by Dawid se stad gekom het hy gedans voor die Here, en hy het homself verminder en verneder. Hoekom? Want God is in this place. Die wat eet by die altaar, of werk by die altaar, eet van die kontrak wat by daai altaar is. So in my trane kan ek 'n altaar bou, maar hy wat met trane saai, sal met vreugde maai. Jy gaan nie daar weg nog met trane nie. Die altaar is die plek van verandering. I've traded my sorrow. I've traded my shame. I've traded my sins for the joy of the Lord. Sien, die altaar is nie 'n speelplek nie. Die altaar het niks te doen met die tradisies van die kerk nie. Hoe baie keer, ek het Pinkster groot geword. Ek het groot geword, dat pastore, evangeliste vir jou sê, kom kniel by die altaar. Hallo, maar daar is net trappies en 'n mat. Want hier is 'n geestelike altaar. Maar jy sien, hulle het nooit vir ons verduidelik, dat hier is 'n transaksie nie. En nou is daar 2 goed. Burdens are lifted at Calvary. Ons sing dit. En dit is 'n wonderlike liedjie, julle almal ken hom, hè? Maar is dit die waarheid? Is dit die waarheid? So burdens are lifted, but according to that song, if I walk out, I'm still carrying that burden. Good burdens are broken. Burdens are traded. Hallo? Vang jy my nou met die koortjie wat ek baie keer al gekritiseer het oor, he's never failed me yet. Ons sing dit van so klein af. Ek kan onthou amper sê ek die tannie se naam, hulle is al lank al by die Here. Hulle het haring gesing dat die trane by hulle rug afloop, burden, he's never failed me yet. En ons het gekondisioneer geraak met daai woorde, he's never failed me yet, but what about tomorrow?
God has never ever failed anybody. Yet. Because he cannot. Hy's geen mens dat hy sal lieg nie. Met ander woorde, ons moet vanmôre begin sê, kom ons sê dit soos dit is. By die altaar verander ek en my lot. Hier beleef ek, as ek hier kniel en ons aanvaar, hierdie is 'n altaar en ons kniel hierso. Hier gaan jou burdens nie net lift nie. It will be destroyed by the anointing, by the blood of Jesus. There's a transaction happening at your altar. You will never be the same again. Ek hou van daai liedjie. You won't leave here as you came, in Jesus' name. Quando presto mente sicoleng. Why? Because at the altar, something miraculous, uit die bonatuurlike, uit die hemelse, uit die heilige, noem dit wat jy wil, het gebeur in jou lewe. Daarso gaan sit 'n Elia en hy's moeg en hy's mat. En hy het al 330 priesters geslag. Dis die ouens wat kom lê het en gesê het, slag my nie. Hy moes hulle stoei in submission in. Want jy's volgende, gaan jou nou slag. Wat gaan jy maak as 'n ou hier instap met 'n swaard en sê, jy's volgende? Nou sny ek jou keel af, jy's los. Wat gaan jy maak? Kan jy guarantee? Ja, by die reservoir gaan hy moed opgee, sê nie, hierdie ou kry ek nie gevang. Ek is weg. Hy gaan my nie vang nie. En nou is dit al die laatmiddag. Waar gaan kniel hy? By die altaar. By die altaar. En as hy daar by die altaar kniel, dan sê die Here vir hom, sê vir hulle moet water opgooi. Ek wil hulle iets wys. Die Here nee. En elke keer, as hy terugkom nadat hy 'n priester geslag het en hy gaan soek die ander een, dan stap hy verby die altaar. Daai oggend het die water daar gesloe uit daai hele altaar. Julle ken mos die Bybelstorie. En die Here het met vuur geantwoord deur die water en hy het alles opgeslurp. Maar as hy so verbyloop, bring hy nie nog 'n offer nie. Hy stap net daar vir, when I remember what the Lord has done, I will never go back. As hy, o Here, ek is so moeg, maar ek onthou hoe die water, kom ek gaan haal nog een. Sien, jy moet weer gemotiveerd raak by die altaar, om nog 'n vyand te slag. Die probleem met vyande wat jy nie slag is nie, hulle kry kleintjies. Olifante kry 1 en 2 jaar. Maar die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes, kry 6 elke 6 maande. Gaan maak die som. Gaan maak die som. Gaan maak die som. So die altaar het gewys na die verhouding tussen God en Elia, tussen God en Joshua. En elke keer as ons praat van verhouding, dan sê ons, daar's 2 by mekaar. Verhouding is nie net Joshua wat die klippe rondgooi nie. Verhouding met God, sê God het met hom gepraat oor watter klippe, waar, hoe, waarna toe. Hier, as ons vandag daar gaan stap in 2025 en ek vat jou daar, ek het die voorreg gehad om op Karmel stunning oomblikke te gehad het by waar daai altaar staan. Maar as ek vandag daar kom, is dit windverweerde 2000 plus jaar oud klippe wat daar gepak is. Maar as ek daar stop, dan sê ek, hier was verhouding. Kom ek sê vir jou, die hoogtepunt van my hele beweging ooit in Israel was nie by die graf nie, was nie by die kruis nie, in die tuin van Getsemane.
Want daar het Jesus 'n altaar van gebed gebou. Dis waar die Vader vir hom gesê het, ek is met jou. Ja, as ek daar kom op daai klip, nee, dan kan ek niks anders te doen as net huil. Want hy het 'n uur gebid terwyl die ander slaap en dan bid hy sommer nog. Maar daar was 'n verhouding maar op daai altaar van vertroue is die hoop gebou. Altare was gesien as 'n plek waar mense genade, guns, antwoorde van God kry. As ek op Karmel kom en hulle praat en ons noem die plek El Mugraka, want dit was sy naam in Hebreëus, dit beteken plek van vuur. As ek daar kom vanmôre, dan weet julle almal, hier het 'n profeet 'n antwoord van die Here gekry. Hier het hy guns gekry. As ek by die klip van Dawid, by die altaar van Dawid kom, dan sê ons, hier het die Here hierdie man aangeraak, hy het guns gekry. Hy was maar 'n ou bedrieger. Maar die Here het hom verander daai aand, by daai altaar. Dit was eers 'n klip, toe bou hy die altaar. Hoor jy wat ek sê? Kan jy onthou wat 'n altaar? Het daar 'n transaksie in jou lewe plaasgevind? Of was dit net burdens lifted en dan gaan ons weer aan, gaan ons weer aan met dieselfde goed oor en oor en oor. It's a time to realize the altar will alter my life. Het ek 'n goeie Engelse ding ingekry daar. By die altaar verander God jou toekoms. Die offer wat gebring was, spreek wel van gehoorsaamheid, van geloof, maar ook van verwagting. God is hier. Ken julle Abraham? As ek by die altaar 'n offer bring en ek het nie geloof en 'n verwagting dat God hier is nie, dan mors ek net daai bees of tortelduif in die Ou Testament. Maar nou hardloop ek vinnig vorentoe na Jesus toe, of terug eintlik, Paulus, Jesus. In Matteus 23 vers 18, hy is mos net liefde, Jesus, te wees soos Jesus, so sag en nederig, en dan kom hy in Matteus 23, 18, en hy praat met hulle wat skrifgeleerders, fariseërs, skelms is. En dan sê hy vir hulle, en elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie. Dus nou is hulle, sê maar, elkeen wat sweer by die gawe wat daar op is, hy is gebonde. Elkeen wat sweer by dit wat op hy altaar is, my alles is op die altaar, sweer daarby, Here, I pledge allegiance to the cross. Dis wat sweer hier beteken. Nee, ek sweer, ek het nie jou uitveer gevat nie, jy lieg. As ons by die altaar kom, dan is ons besig met heilige goed, man. Sit jou hand op die Bybel, vandag beteken dit niks, man. Mense voel 'n veer vir die Bybel. Hy sal oop vir jou lieg met sy hand op die Bybel. Want wie op die altaar sweer, is nie gebonde nie. Maar as ek as kind van die Here vir jou sê, so waar as God is my vertroue. Wie is op die altaar? God. Nou gryp ek in die waarde van dit wat op die altaar is, en nou is ek gebonde. Jy kan die mooiste altaar hier buite bou, by hom sweer, en niks verander nie. Maar as jy erns neem met wat op daai altaar is, en nou,
vir my as Nuwe Testamentiese gelowige, daar's nie 'n manier wat ek 'n tortelduif slag of 'n bees of enige ander bloed laat loop of vrugte of wat op 'n altaar sit of sê Here by die graf van my kind. O nee. Want die duiwel gaan jou challenge op daai. En ek mag nie bloed laat vloei vir 'n offer nie. Maar nou, hoor wat sê hy, vers 19. Julle dwaase en blindes. Soveel liefde. Liefde vir sy Vader, liefde vir die waarheid. Want wat is meer? Die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Nou gooi hom so 'n bietjie deur mekaar. Dan sê hy vers 20. Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby. En by alles wat daarop is. En nou kom dit. Die waarde lê nie in die, daai ou het sulke mooi klippe by sy altaar en ek het sommer net so 'n paar, nee. Die altaar met sy offer op is 'n eenheid. En dis waar die krag lê. Wat is op jou altaar? Wat gaan jy los dat hy uitbrand? Ek gaan so 10 minute gou vat. Op Golgotha kom God. Ek wil hê jy moet my vanmôre baie mooi hoor, want daar buite is 'n narratief wat sê, hoe liefdevol kan 'n God wees dat hy sy seun dood laat maak vir 'n ander klomp wat moet kies. Dis verfoeilik, dis kindermishandeling. Jy verstaan niks van die heilige goed nie, man. Ons werk hier met heilige waarhede. Op Golgotha kom die God wat liefde is en wat jou so lief gehad het, dat hy nie wou hê dat jy moes sterwe nie. En hy besef, luister, bokke en stiere en ramme gaan niks doen aan my en jou as heidene se lot nie. En op Golgotha kom offer hy sy seun. Om dit te kon doen, moes hy by die altaar wees. God was daar. Daai altaar het 'n kruisvorm gehad, dit was 'n vloekhout, wat al die profesie, maar dit was die altaar, waar sy seun geoffer is. Maar hy was daar. Toe Abraham Isak offer, was Abraham daar, maar God ook. Jy moet vanmôre my hoor, daar is geen plek waar jy offer aan God, waar hy nie is nie. Op Golgotha bring hy daar die spesiale offer. Want jy sien, daar die offer Jesus het nie net jou kom red nie, maar almal wat in hom glo, terugwerkend ook, het by daai offer vergifnis van sonde gekry. God self bring die offer. Daai offer was Jesus. Luister, God sal nooit 'n offer van jou verwag wat hy nie bereid was om self te bring nie. Hy het dit van Abraham verwag omdat hy geweet het hy's bereid, hy gaan dit doen. God sal nooit van jou iets verwag om te offer wat te groot is nie. Kom ons gaan deur hierdie ritueel van offer.
terwyl hy daar staan en sy seun geoffer word, het hy 'n verwagting dat deur die dood van ene miljoene tot bekering sal kom. Hy het 'n verwagting gehad. Het was nie net 'n done deal nie. God het daar gesit en gesê, laat dit gebeur. Ek kan in my gedagtes dink dat terwyl Abraham die mes wou afbring om sy seun te dood, het hy nie gekyk nie, hy het weggekyk, al was hy daar, maar daar kom God en hy het 'n verwagting, al kyk hy vir 'n oomblik weg. Het hy geweet, deur hierdie offer, gaan ek en jy vanmôre hier kan sit. When he was on the cross, I was in God's mind. Laat dit dan nou gebeur. Want so is dit goed dat alle geregtigheid vervul word, Jesus se woorde, wanneer hy gedoop moes word. En nou sê God, laat dit toe. En Jesus roep uit, want hy kom agter die Vader, kyk nie, waarom het hy my verlaat? Wanneer hy sy gees uitblaas, kyk die Vader terug. En hy sê, dis my geliefde seun. En almal wat daar was, hoor daai stem, hoorbaar. Want by die altaar antwoord God met vuur. Jy sal weet, of jy dit hoor, of jy dit sien, of jy dit emosioneel beleef, jy sal weet, God het gepraat by die altaar. Hierdie was 'n liefdesoffer wat hy gebring het, want hy het jou lief gehad. Daai offer het hom niks. Hy het nie daar God geword nie, hy was van altyd af en sal vir altyd God wees. Hy het nie meer autoriteit gekry nie, nee. God was God. He has no rivals. He has no challengers. Man, hulle kan hom nie challenge nie. Dit was 'n liefdesoffer, hy het niks, he had nothing to gain, but winning you back to him. Jesus se liggaam aan die kruis word vir ons die ewige offerlam. En toe hierdie offer gebeur, nou moet jy vinnig teruggaan weer terug na die tabernakel. Ons sal daai tabernakel op 'n kol hier op Woensdae-aande begin met ons Bybelstudie. So goed, laat ons jou deur daai hele tabernakel vat, Ou Testament, Nuwe Testament toe. Dit gaan jou skud. Jy sien, want in die Ou Testament was daar 'n voorhangsel. Dit was soos 'n gordyn van vel. En hy was, dink 7L by 20L, om en by meter. Solid. 7 lae dik. Gaan probeer bietjie 'n bokvel skeer, enetjie. Nou is hierdie 7 dik. One shot, net een. Hy het nie glewe gehad nie, hy was solied. Hoekom? Want niks moes inkom hier waar die verbondsark staan, waar die teenwoordigheid van God kom, wat genade wys, wat genade is nie. Een keer 'n jaar het een hoëpriester daar ingegaan, deur 'n wonderwerk. En dan het die volk geweet, God het sy genade gegee, en die rook het opgetrek, en die wierook almal het geruik, die wierook om daai tent, en dan het hulle gejuig, die Here het ons geseën, en hy het ons sonde vergewe, en in die oomblik toe die liefdesoffers gebring word, op sy eie, toe skeer daar die hele voorhangsel in 2. Dis 'n miracle.
Maar toe hy skeer, toe hang hy nie, hy gaan oop. En almal kon binne in die allerheiligste insien, want weet jy wat? In Christus het nie die priester of die pope of die of daai toegang nie. In daai offer het jy vrye toegang tot die genade van God. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die altaar. I once was lost. Maar jy kan vanmôre deur die bloed by die voorhangsel verbygaan, want dit was 'n, as ek hier instap, dan onthou ek, hierdie was toe gewees. O, dank God is oop. Wanneer? 24/7. Vir wie? Almal. Hoekom? Sodat jou verlede van jou weggeruk en weggeskeer en verwoes kan word, en God dit in die see van vergetelheid sal gooi en nooit weer daaraan dink nie, en hy verwyder dit van jou so ver soos die ooste van die weste en die suide van die noorde. Alles by sy altaar. Dis feite, maar is transaksionele feite by die altaar van die kruis. En dis hoekom baie kerke vir jare die simboliek gesê het, hier's 'n altaar. Maar hierdie is nie eintlik in die gees. Kom bid jy hier, maar jy bid en jy sien die kruis. Maar jy sien nie net die kruis nie, jy sien 'n voorhangsel wat oop is. Sodat jy weet, as jy die kruis sien en jy bid, daar's genade, there's room at the cross for you. Sodat jy vanmôre onbeperk kan ingaan en kan sê, I'm trading my sins for forgiveness, my shame for His glory, my bitterness for the sweetness of a land that is filled with milk and honey. God, you're so good. Sing it. God. Dankie Here vir altare. You're so Jy hoef nie in 'n geestelike beswyming te wees om vanmôre deur die voorhangsel in te stap nie. Jy kan sommer net instap. Die offer van jou behoeftes is in totaal in Christus gebring. So al was jou sonde soos skarlaken, sal wit word. Al was jou oortredinge rooi soos purper, dit sal wees soos sneeu. Waar? By 'n altaar wat God bedien het. Hy was daar. Maar Jesus was die offer. En jy's die begunstigde. Jy's die begunstigde. In sy teenwoordigheid. Moet net nie vanmôre, by ander woorde, by die altaar gaan, en by die altaar gaan sweer, en dan loop jy weg nie. Want die altaar is niks. As jy offer iets,
alleen nie. Gaan lees hom weer. 1 Korintiërs 9. Maar as jy die altaar en die offer saamvat, want jy sien, jy het 'n altaar nodig om 'n volledige offer te bring. En as jy daai offer neergesit het, gaan jy hom nie kan terugvat nie, want hy gaan verbrand. Jesus het ten volle gesterf, sodat hy ten volle kon opstaan. En hy het sy liggaam verruil vir 'n nuwe kleed. Daar was 'n transaksie in die graf. En hy het opgestaan. And he has risen from the grave and he is Lord. En hy kom en hy sê, ek wil jou herstel. Jy was verneder. You were humiliated by life. You were humiliated by many things. But at the altar, he's the lifter of your head. En hy beklee jou en hy gee jou 'n nuwe identiteit. I'm no longer a slave of sin. I am a child of God. Ek is nie meer 'n kanker survivor nie. I am delivered. Praise his name. My identiteit lê nie meer in dit wat ek oorgekom het nie. My identiteit lê in dit wat ek gaan erfe, want hy noem my sy broere, 'n mede-erfgenaam van Christus. Kniel by die altaar. Maar die offer en die altaar is die eenheid wat vir jou nuwe lewe gee. Vader, ek dank U nou. Dankie dat die woord wat U vanmôre vir my gebring het, gegee, ek na die beste van my vermoë oorgebring het in hierdie gehoor, maar ook almal wat na hierdie woord uitsending luister. Ek bid vanmôre that burdens not only be lifted, that the yoke of the enemy shall be destroyed. It shall be scattered. En daardie juk van gister sal onherkenbaar vernietig word in die transaksie van die altaar van God vanmôre in my lewe. Elke knie sal buig. By die altaar elke tong bely dat inderdaad Jesus Christus is die Heer. You are the Lord of Lords. Help ons, Here, om nie 'n altaar of 'n offer nie, maar die altaar met die offer te aanvaar. Dankie vir die kruis waar die altaar was. Dankie vir Christus waar die offerlam op die altaar geword het. En Vader, vanmôre wil ek hierdie gehoor lei en ek wil na U kyk en sê dankie. Dankie dat U daar was by daai offer. Dankie dat U weggekyk het sodat ek vanmôre kan inkyk in die allerheiligste. Ek loof U vanmôre, want aan U goedheid is daar geen einde nie. Almal wat dit glo, sê amen. Loof die Here. Baie dankie dat U vanmôre kom luister.